keer hier was, miskien vir 'n tweede keer hier was, en dan 'n spesiale welkom aan mense wat dink hulle gaan tree by Chippies af. Ons is so bly dat hulle ook veilig terug is hierso. Van die sonnaskool se kant af, dit gaan 'n sonnaskooldiens hier wees. Behalwe Suster Anne, as sy die moeder van die gemeente, is almal op die verhoog 'n sonnaskool. En ons dank die Here, dat die Here vir ons sulke unieke kinders gegee het, om vir ons te kan orkes speel vanmôre. Aan elke mamma wat hier is, baie welkom. En geseënde Moedersdag van die amper as ek die kleuterskool. Wow! Ek voel asof ek in die kleuterskool is vanmôre. Ek is so opgewondenheid in my hart. Maar bovenal, was dit nie vir die Vader nie, was ons die moeders nie. Maar ons wil hom al die eer gee, en ons wil hom welkom heet hier vanmôre. So ons dank die Here, dat hy hier teenwoordig kan wees, want was ek nie vir die Here nie, was nie een van ons hier nie. Dan was ons almal dalk op 'n ashoop, of binne in die gatte, waar ons eintlik hoor. Jy weet, dit was so pragtig, ek hoor nou die dag, is 'n ding, ek lees 'n ding, dat, jy weet, ons dink, ons is sulke wonderlike mense, maar eintlik, die een wat alles gegee het, ons is die skuldiges. Pastoor het dit gepreek nou 'n paar weke terug, het hy gesê, ons was die skuldiges, maar die Here is die een wat die straf op hom geneem het. So die Here het vir ons 'n pad gebaan, dat ons na die ewigheid toe kan gaan. Maar prys die Here, ek is nie hier om te preek nie, daar's 'n ander pragtige jong dame wat vir ons die woord gaan bring vanmôre. Suster Misha, die Here Leonard, open met gebed vir ons. Jy kan dit ons hart doen, prys die Here. As jy nie vreugde het, kom maar op 'n paar keer om in die banke kry, bietjie vreugde in jou harte. Ons sing daai lied, dit is 'n vreugde. Thank you.
tref na hom toe. En hom die lof en die eer gee vanoggend. Prys die Here. Ek gee vir my stem. Julle dink julle is julle vrou is liefling van 'n laagte. Ja, maar daar is 'n liefling bo julle wat in ons harte dwaal. Prys die Here. Hy is die liefling van my hart. Hy is die liefling van my siel. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy is die liefling van my siel. Hy is die
Here is die liefde van ons siel. Here, wat sal ons meer kan sê as dat U goed is vir ons? U dra vir ons deur dag vir dag, Here. U is ons grootste, maar U is ook ons agterliede. Here, U beskerm ons rug en ons prys U daarvoor, Here, want ons weet dis U wat op die troon sit. Halleluja. Nou ons sondagsskool is bietjie dun gesaai wat klein kindertjies aanbetref, o genade. Here, ek weet of die dit wat die moeders is goed te leer moet opgaan nie. Halleluja. Ek hoop ek kyk nie van die so. Maar nou ja, wat is 'n sondagsskool aanbieding? As daar nie ten minste een sondagsskool is. Stem julle nie saam? Ons moet almal tog word soos kindertjies sê die woord vir ons. Kom ons sing daai liedjie. Jesus loves me. Dis alleen. Jesus loves me, this I know. All the world loves me so. Let the ones who leave me alone. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Amen. Praise the Lord. Wie is blij met die huis van die Here toe? Amen. Julle gaan my nie gaan verskoon. Ek is so bly ons is 'n
geesgevoelde gemeente, want as ek nou hier lewe omdat ek op my senuwee is, dan almal dink ek is gevoel die Heilige Gees. Maar net, eerstens vir julle beautiful mama sê, Happy Mother's Day. Julle is kosbaar, julle is geliefd. Julle gaan nie vir julle sê, nou lyk dit of ek junk, dit is ook die senuwees nie. Ons sing die liedjie Jesus loves me, dis my naam. Maar hart maak seer, want die vrouens wat hier sit, die mans wat hier sit, want jy het vergeet, Jesus het jou actually lief. Jy dink, I'm so far away. Maar jy is nie, Jesus het jou lief, want ek het my nog gehad. En dan hoor ek die sjoekie vat. Het elkeen 'n mesie vir die deur gekry. Het elkeen 'n mes gekry. Lia vra vir my, mama, hoe kry ons 'n mes? Toen was ek nou. En dan dink ek so waar. Ek sê nie ons gaan brood smeer. Dis nie raar om brood smeer. Ek sê, joh man. En raar om brood smeer nie. Ja, elkeen het 'n mesie gekry, né? Nou wil jy met jou mesie vat en hom aan die skerp kant styf vasmaak. Soos op jou styf. Styf. En dan vat jy nou die handeltjie terwyl jou hand toe is, dan trek jy nou die mes. Gaan jy seer doen? Ha? Wie gaan jy seer kry? As jy hand oopmaak en jy haal die mesie uit, en jy seer kry. Jy gaan. Kijk. Vanoggend gewoonlik, die wat my ken, baie dankie vir Annelie en Madeleine wat hier so is en wat die ondersteun. Die wat my nou ken, weet ek het mos nog glad nie 'n sagte, stil Alicia baie dankie vir die lees. Ek is sag geaard, maar nie sag van geaard nie. So dit so. Maar my boodskap vandag is 'n bietjie op 'n ernstiger noot. Want die Here het 'n woord op my hart gelê. En ek glo nie net vir die vrouens in die gemeente nie net vir die mamas op hierdie spesiale dag nie. Maar vir elkeen wat hier so sit, is dit 'n woord uit God se hart uit, wat hy wil hê jy moet vandag hoor. En net soos ons daai mesie vanoggend vasgehou het, is daar riffeltjies wat jou seer gemaak het, en jy het dit styf vasgehou. En baie keer uit ons eie menswees en ons eie vermoëns, wil ons lewens uitsorteer. Dit wat ons seer maak, ons self uitsorteer. Nou, ek sal nou nie sê my man kan soms rond met hierdie nie, want ek meen, hy het die job, dus ons moet weet dit. Kan ek 'n amen kry, broer? Awesome. Maar wanneer ons seer het, mense stel ons te leer. Jou huweliksmaat stel jou op te leer. Jou lewensmaat stel jou te leer. Is dit maak vir jou seer? En daai seer is diep. Ek gaan net neem hierdie ding nog reg op en ek gaan nou weer van my voor afval. Hulle maak vir jou seer. En jy maak nie as ek is okay man, ek is alright. Wees nie, want die diep binne in jou is daar seer. Jy hou vas aan dit. Die rooie. Sy laat die gele. Kan jy maar hoor? Alright. Kijk. Ja, ondervind 'n teleurstelling, dit het seer. En jy hou vas aan dit. Want jy moet nog eers leer om dit te deel. En jy hou vas aan dit. Mamas, jy dalk vanoggend 'n seer in jou hart. Want jy voel, yes, maar is ek doen ek hierdie ooit reg? Ek het nou nie hierdie resep iewers gekry nie. En I'm failing. My kinders kyk vir my, maar joh, dit voel of ek nou glad nie hierdie taak wat my opgelê is, of ek dit goed doen. Dit wat hulle vir jou sê, dit hoe hulle jou miskien hanteer. Jou ma het jou dalk al teleurgestel in die lewe. En jy het gevoel, jy sê, nog as ek groot is, wil ek nooit so wees nie. Jy hoef nou nie volgende keer handen op te steek, want ook is jou ma nie kerk, sal nie aan ons nie in die braas kan. Wil jy handen op te steek.
Kinders, jy voel jong. Ek gaan bietjie deur 'n moeilike tyd, hoor. En ek hou vas van jou. O Gys, ek is so bly my Bybelklas kinders hierso. Ek is so trots op julle. Kinders, jy sit op by die huis in jou kamer, die lewe gaan aan. En jy sê, hoorie, maar gaan ek ooit goed genoeg wees vir hierdie ma van my? Gaan ek ooit reg wees vir hierdie ma van my? Gaan ek hierdie kind wees wat sy wil hê ek moet wees? Jy sien jy hou vas. Want jy het hierdie expectations wat geskep is van jou. Deur die ouers, deur die skool. Ek dink, ek het nou reg besef wat as ons net bietjie moet besef waar hierdie kinders gaan in hierdie skool. Want ek wil vir julle sê, ek weet nie of julle weet nie, maar dit is glad nie soos ons op skool was nie. Sommige kinders kan bly wees, ons ouers is nie soos ons ouers was nie. Maar dit is nie soos dit was nie, om doppies kan getuig van dit. Die kinders gaan regtig deur 'n moeilike tyd. En die kinders het self seer, wat hulle aan vashou. Jy is nie mooi genoeg nie. Jy is nie oulik genoeg nie. Jy is nie goed in sport nie. Jy doen helemaal niks deel nie. Dis in hulle hou vas aan dit. En nou hierdie ene vir die vrouens, maar meer vir die mans. Is ek suksesvol in my lewe? Is ek suksesvol in dit wat ek gekies het om te doen? Is ek suksesvol as 'n man? Is ek suksesvol as 'n vrou? Het ek alles bereik wat ek in die lewe bereik het? Oom Dippies, is ek daar waar die Here wil hê ek moet wees? Of val ek maar nog rond? Het ek gedoen dit wat God vir my gesê het ek moet doen? Of suffer ek net elke dag net om te kan oorleef? Net om te kan sê, okay, hoor hierso, ek het dit nog 'n dag gemaak. Ek het nou die dag, lê die Here op my hart om 'n vroukie te help. En sy sê vir my, ek moet hom net gou gaan aflaai, by die AGS kyk, ek sê net gou haar kosies optel. En ek laai het op en ek laai haar af. En die vroukie by die deur sê, ek ons nou nie vandag vir kos nie. Dis maar 3. So kyk, net kom terug, ek gaan jou gaan aflaai. Laai af by die huis. En die ons stuur sy vir my WhatsApp, want ek het ook nog help en die ons stuur vir my op, so moenie worry nie, ek het kos op die een van hom. Hoeveel van ons sit hierso en jy hou vas aan daai seer, van as ek nie hierdie keuses gemaak het wat ek gemaak het, het ek nie nou gesit waar ek sit nie. As ek nou nog nooit hierdie besluit gemaak het nie, dan was ek hierdie suksesvolle besigheidsman, besigheidsvrou. Ek het baie geld gehad. As ek nie alles opgegee het vir hierdie persoon wat ek so lief het nie, sal ek beter met my gegaan het. Want my verwagting in hierdie persoon is nie soos wat ek gedink het dit sou wees. Ek sê nie hou vas aan my steur. Okay. Ek probeer my kinders leer. Nie almal kom in dieselfde huis uit as jy nie. Ek dink ons as groot mense verkeer dit op baie keer. Ons judge so vinnig by jou nie. Hierdie ou hier voor jou ry so staan op, jy raak frustreerd, maar eintlik het sy petrol nou nie opgeraak en hy het nou nie eintlik geld as jy in sy kant gegooi nie. Maar jy, ons vloek nie in die vrienden, die probeer een ander vrienden, nee? Daar's 'n seentjie, en ek het baie sagte plakkie vir kinders, en ek is besig om met hulle te deel, en ek sien hier so op sy nakkeltjies is al rowe. Nou, mens hoef nie verskillende onderscheiding te hê om te kan verstaan, dat hierdie kind, hy het nie 'n maklike lewe nie. Was dit ook frustrasie, moes hy dan vir homself opstaan, om homself te verdedig, en die handjies te stikke. Maar ek kan sien, soos hierdie kind is, Pieter, is daar kinders in die skool wat dink, is iemand, jy is nou nie goed genoeg nie. Jy het nog 'n entjie om te gaan, hoor. En ons het nie compassion nie, want jy weet nie, kom hierdie kind uit 'n mishandelde huis uit. Ek dink as ek iemand vra, steek gou vir my hande op, wie kom uit 'n huis uit waar daar mishandeling was, verbal abuse, sexual abuse, physical abuse. Ek dink ons gaan dalk nie skaam wees om ons hande op te steek. Maar ons het nie compassion vir die een langs ons nie. Want ons dink net ons het seer, net slegte goed het al met my gebeur. Jy sien, jy hou dit vas. En jy sê, sorry, maar hierdie is nou maar my pakkie, hierdie is nou maar my Messie Lindy, loop nou maar met hom, hou vir hom styf vas,
ons pas. Die woord leer ons in Spreuke, en dit is op my vers wat ek opgesit het, Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Nou ek kan al vir julle hier vir ure besig hou oor hoe ek nou al op my eie insig gestaan gemaak het. Veral in die besigheid, Julie is baie meer open-minded, né? Ek is baie meer, ek is 'n problem solver, ek sien hom, ek soek hom uit en daar gaan ons aan, né? Maar nou maak ek so baie staat op myself, kan mannetjie, want hier nou 'n ding gebeur. Kom ons sê byvoorbeeld 'n tuimel doorbreek. Dis nou 'n simpel voorbeeld, ek is seker elkeen het dit doen vertel. Iets het nou gebeur. Nou sê jy maar net gaan 5 minute ek het dit. Uitgesit. In die lewe, ernstiger dinge. Iets het nou gebeur. O, ja, ek het slegte nuus gekry. Okay, kom nou maar dan gaan uitsoek. Op my eie insigte. En dan dink jy doen goed, maar ek meen as jy dalk eerder God se hand of raad in gevra het dalk vir jou 'n beter uitkomste gegee. Het hy dalk vir jou iets gegee wat jou meer 'n testimonie gee, as ek op die ou einde moet staan en sê, ek maar net geluister het aan die Mesha, ek maar net 'n bietjie geduldig was. Nou ek dink die dames gaan hier soms stem, want sy is mos maar nie emosionele wesens nie, is hulle, nee? Die banale, aan sy al nie. Hoe baie jy geleer die tyd, nou is jy ook nie vir jou pak, jy ook nie. Because hulle wys nou die emotions so lekker, nee? Ag, en vir ons is dit moeilik om te verstaan, want my man het ook nie my gehad. Kyk, nie moes nou emosioneel, Shanna. Maar wat 'n pluspunt is, dames, wat julle nie moet vergeet nie, mans maak nie so maklik emosionele besluite nie. Hulle sê mos al jy moet nie besluit maak of optree as jy kwaad is nie. Nou vir sommige is dit moeilik want hulle is altyd kwaad. Hulle is altyd ongelukkig. Hulle is altyd hartseer. En vinnig om te sê, hey. Ons dink nie so lekker nie, ons dink nie aan dit wat ons sê nie. 'n Man sal nou vir jou sê, wag, my man. Ek gaan nou maar nou het dit al so geword, nou het ons hierdie seer wat ons vashou en ons responses op dit wat die wêreld vir ons uitdeel, is 'n emosionele respons, of dis 'n respons uit 'n unhealed version of yourself. Want jy kan nou maar sê wat jy wil, en jy kan haai en maai wees soveel soos wat jy wil, maar ek gaan vandag vir jou iets vertel, jy het ook flaws. Jy het ook swakpunte. You're not all that. Jy kan ook partykeer ja, sorry my vrou, jy was reg. Nou nie te veel aan julle mans dit nie. Sorry my man, ek het bietjie vinnig gepraat. Dis toch bietjie vinnig op my paardjie. Jy moet net onthou vandag, God is alwetend. Hy weet alles. Hy is genadig, hy is liefdevol. Hy verstaan as jy 'n oomblik van swakheid het. Maar hy sê, lean not on your own understanding. Wat beteken hy weet dat jy nou al deur baie gegaan het in jou lewe en jou responses gaan dalk wees in wie jy is of jou foute wat jy gemaak het. Maar hy sê, lean not on your own understanding. Maar vertrou op hom met jou hele hart. Okay, dit is nou my inleiding, as julle reg vir die preek. Alright, let's go. Julle kan julle woord wil maak in Lukas 7, vers 36. Kom ons lees saam. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet, en hy het in die huis van die fariseër gekom en aan die tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat
in die Fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albaster fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroogde hare van haar wig. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Vers 44 sê, daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Vers 47. Daarom sê ek vir jou, haar sondes was baie. Wat baie is vergewe. Want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Vers 48 sê. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Vers 50. En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ek dink baie van ons kan resoneer met hierdie vrou. Want wanneer ons na onsself kyk ons nie altyd na die mooi nie. Ons kyk soms na dit wat lelik is. Ek meen, sy het geweet wie sy is. Sy het geweet sy is dalk nou nie champion of champions nie. Sy het besef, dit was by die Fariseer se huis waar Jesus aan huis gegaan het. Sy het gehoor hy gaan daar wees. En sy het besef, die wat selfs in die huis is, Cindy, gaan na haar kyk en sê, joh, wat soek hierdie vrou hier? Sy is 'n sondares. Sy hoort nie eers hier tussen ons nie. Want sy is nie 'n goeie persoon nie. Of sy is dalk kort van draad, of sy is dalk ongeduldig, of sy is dalk, die woord sê baie het sy lief gehad, so sy het dalk al meer as een man gehad. Ons weet nie wat haar sondes was nie, maar die wat haar geken het haar geken aan haar sondes. Die woord leer vir ons. Sy het besef dat wanneer hulle na haar gaan kyk, gaan hulle na haar dalk identifiseer as vir die slegte mens wat sy is. Hulle gaan nou nie vir haar sê, hoor hierso, nee, kom maar in, jy is meer as welkom. Want dis vir ons as mens baie makliker om iemand te judge en te sê, so maar bly jy net 'n bietjie weg van my af, want ek is nou hier besig met my eie seer. Ek het nie nou tyd vir jou nie, ek gaan nie nou na jou luister nie, ek is nou hier op my eie journey. Nee? Wat hierdie vrou gehad het, was 'n erkenning hart. Sy het gehoor, die koning van alle konings is by die Fariseer se huis. Andereen en sy het daar kosbaarste besitting gevat. Ook nie baie gehad nie. Sy was nie bang wat gaan die mense van my sê nie. En sy het haar albaster fles gevat en sy het gegaan en gesê, ek ken 'n naam. Die naam bo elke naam. Ek gaan my hart voor hom uitstort. Ek gaan my seer vir hom gee. Ek gaan dit by sy voete los. En hy sal my seer beter maak. Sy het volle geloof in hom gehad. Sy het volle vertroue in die Here gehad. Met haar hele hart. Sy het nie gesê, ek hoor hier, so ek gaan gou 'n bietjie uitgooi van hierdie kosbare olie wat ek het, want as ek nou terugkom, moet ek my huur betaal aan die einde van die maand. So ek gaan gou 'n bietjie olie verkoop. Sy het nie dit gedoen nie. Sy het nie gesê, okay, maar ek vat net 'n bietjie olie, want miskien wat as dit nou nie werk nie? Weet, wat as dit nou nie is soos wat almal gesê het nie, Tannie Sofia? Wat as Jesus nou nie regtig die oplossing van al my probleme is nie? Nou, sien ons 'n bietjie olie agter. Sy het nie dit gedoen nie. Met haar hele hart het sy op God vertrou, soos wat die woord daar leer. Nie op haar eie insig nie. Okay, en sy het gegaan, en sy het in die huis ingegaan. En so ek denk die Fariseërs het ek hoor jy, maar jy is by die verkeerde adres is nie. En jy bedoel. Hoe het hulle compassion gewys en sy is in? En vers 38 sê, hy weer is, en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane, hulle afgedroog met haar hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en gesalf. Ek dink baie dalk na haar gekyk en gedink, Jessie, maar jy embarrass
Luister na jouself. Jy is nou hier besig met iets wat onnodig is. Ons het tyd saam met Jesus nodig. En sy het gegaan en sy het gesê, ek gee nie om wie wat sê nie. Hierdie is wat ek moet doen, sodat ek kan beter word. En sy het by Jesus se voete neergeval en sy het haar salfolie uitgegooi. Sy het op sy voete gehuil. Dink baie keer en dink ons, sien die Here ooit nog my trane raak? Ek het nou al soveel keer oor hierdie saak gehuil. Ek dink as ek voor die Here se voete lê, dan sê okay, hier's maar die nou weer. Sy nou nie geluister die vorige keer nie. Alicia en Jesus, Here, dit is nog steeds dieselfde saak. Lulu, dit is nog steeds seer vir my, ek verstaan nie. Hier's ek weer. En dan dink jy, Jesus sien jou so, Petro, en dan dink hy, of jy sê, jy gaan weg, jy plo my, wil nie weer hierdie hoor nie. Maar Jesus is nie so nie, hy sit en hy vat dit wat sy besig is om te doen. Dalk het baie gedink, hy so, maar jy is 'n eindige swakkeling. Dit wat jy nou doen, soos gaan so net vir jouself 'n bietjie uit, want hierdie is 'n daad van swakheid. Maar Jesus het dit nie so gesien nie. Hy het na haar gekyk en hy het vir sy disippels gesê, julle wat saam met my, dis nou in my eie woorde, julle wat saam met my wandel elke dag, julle wat my ken vir wie ek is, het nie eers die helfte goed gedoen wat hierdie vrou doen nie. Julle het nie eers vir my water gegee nie. Julle het nie eers my voete gesalf nie. Vandat sy ingekom het, is dit nog al wat sy doen. En ek dink, ons vergeet soms, want ons leer, okay, jy moet nou bid, lees jou Bybel bid elke dag, en jy is opgeroep, kan ek my Bybel vandag lees? Julle verstaan nie my seer nie, mense. So klein, kom ek getuig so klein bietjie uit my lewe uit. My hartsbegeerte was om 'n seentjie te hê. Ek het my seentjie gekry, my seentjie is dood. Ek gaan nie nou bid nie, want die Here moes hom gesond gemaak het. Is dit vreemd? Het julle al so gevoel? Dalk nie in dieselfde situasie nie. Hoekom is my man dood gegaan nie? Hoekom is my ma dood gegaan nie? Hoekom is my pa dood gegaan nie? Hoekom het my ma my nie gehad het nie? Hoekom is ek in 'n ander huis groot geword het? Hoekom is ek mishandel? Hoekom het ek hierdie seer? En jy verstaan dit nie, jy sê, Here, maar hoekom? Dis nie wat jy beloof het nie, ek is die kind. Hoekom is dit seer? En gaan sit jy net so bietjie by Jesus se voete. En gaan lees jy so bietjie van jou hart rond. Dan dink jy, net aan die Christie, hierdie lewe het my al geslat. Hy het my al verniel. Is ek regtig dit werd? Is ek werd dat die lewe so oor my loop? O, Madeleine. Ja, dit is opdraand en afdraand, maar joh, wanneer kom die afdraand 'n bietjie? Want ek dien die Here aan, en ek doen goed. Ek gee my alles. Maar dit is seer. Ek hou vas aan daai seer. En net as ek voel, ek gaan 'n bietjie los, en dan sny dit my dieper. En dan hou ek hier 'n bietjie vas. Want ek vergeet, not my own understanding. Nie uit my eie uit nie. Wanneer ek dit vir die Here gee, wanneer ek by sy voete gaan lê, wanneer ek my kosbare besitting vat, wanneer ek my swakhede erken en sê, Here, ek is eintlik maar net 'n ma met 4 kinders wat nie regtig weet wat ek doen nie. En ek try hoor, maar hulle is my alles. Ek is so lief vir hulle. Here, dankie vir my kinders. Tannie Hannetjie, hier is ek nou alleen. Wat moet ek nou in hierdie lewe doen? Maar ons hele ouer huis, wat volgende dankbaar is vir Tannie Hannetjie. Want hulle rug is 'n bietjie minder siek. En hulle kan 'n bietjie meer hardloop onder 'n hospitaalbed, as hulle water nie soek of wat ook al. Tannie kan dalk ook 'n baby's al ophang. Dit is Tannie Hannetjie. Dit het hom bedien. Dit is haar hart. Vers 50 is nou so mooi. Dit sê, en hy sê vir die vrou,
Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Ek het al baie gedink, ek het al gelees van hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan hê, staaf. Maar wanneer ek kom lees en dit wat ek voel in my binneste, dit is nou dieselfde boor. Want die maniere wat ek nou voel gaan my eie verstand te bowe en dis die vrede. Dit is vir my nie lekker nie. Verstaan nie. En die Here sê vir hierdie vrou, dit wat jy nou net vandag hier voor my gedoen het, ek sien dit raak. Jou hare wat jy met jou trane my voete afgedroog het, ek sien dit raak. Die olie wat jy gevat het en my voete gesalf het neer, wat so kosbaar was, ek slaan ag op dit vanoggend, Lindy. Ek hoor jou gebed. Ek sien jou raak. Jou geloof in my, want jy het geweet wie ek is. Onthou sy het gedink, die mense sien haar raak vir dit wat sy al gedoen het, die mens wie sy is. Sy het eers aan het gedink nie, want sy het Jesus gesien vir wie hy is. En sy het geweet by sy voete, kan ek alles los. Môre gaan dit dalk weer seer wees. Vat nie al die seer in die lewe weg nie, Kobus. Die bekommernis gaan dalk nie weg nie, Marie. Maar wanneer jy weet, dat wanneer jy laat gaan, en dit in God se hand los, hy dit vir jou gaan beter maak. Wanneer God na ons kyk, sien hy sy kinders. Ons as ma's kyk na ons kinders in ons huis en ons weet ek hou hier ons is kan doen, ons gaan hierdie vandag doen. Ons gaan hulle versorg, ons gaan hulle kyk. Wanneer God na jou kyk, sien hy sy kind. Hy sien sy geliefde kind, vir wie hy sy seun gegee het om te sterf. Hy het geweet jy gaan dalk faal in jou lewe. Hy het geweet jy gaan dalk verkreë. Maar hy is nog steeds genadig en hy is nog steeds liefdevol. En wanneer ons besef dat ons alles by die Here se voete kan los. En nou nie weer opstaan en dan vat jy dit nou weer saam en dan môre hy jy nou weer by dieselfde goed nie. Wanneer jy regtig 'n erkentlike hart het en jou hart voor die Here uitstort en vir hom sê Here, ek gee alles vir U. Gee hy jou die vrede wat alle verstand bedwang. En ek wil graag ek wil nou nie jy moet smaak sing vanoggend nie, maar as ek dit nie gaan doen, gaan ek ongehoorsaam wees en ek glo die Here wil 'n werk doen vanoggend. Ons gaan vanoggend voete washou en ons gaan mekaar se voete salf. Ons gaan dit nie doen vrouens en mans nie. Ons gaan dit huisgesinne doen. En ek wil hê julle moet vir 'n oomblik net 'n bietjie oop hart hê. Wanneer ek voel jy's maar ek hou hierdie ding teen my man half baie lank. Nie aan maar probeer hoor. Dan sê ek ek onthou. Dan kan ek nou vanoggend sy voete was en sê net soos wat daai vrou by Jesus se voete gaan lê. En gesê ek is swak. Gaan jy vanoggend julle is nie vreemd vir mekaar nie, julle is geliefd. Julle is jou man, jou vrou, jou kinders. Maar jy gaan vanoggend 'n bietjie braaf moet wees. En sê, mamma, ek was jou voete op Moedersdag, want ek waardeer jou. Ek het jou lief. Ja, jou kos is ook nie altyd vir my lekker, moet jy gedaan. Ja, nou mamma, jy druk my. Mamma, kom jy altyd weer vir die beste wees? Wat sal die beste vir jou hê? En vanoggend as jou voete was, dan gaan jy sê, mamma, ek waardeer jou. Pieter, wanneer jy vrou se voete was vanoggend, dan gaan jy sê, Andrea, ek sien jou raak. Ek het jou lief. Ek sê altyd hierdie laaste tyd, ek sê baie vir Madeleine. Sy is my BFF, by the way. Ons sê ek vir, let's just try and be better. Wees net beter. So moet nou nie dink, ek is nou 'n swakkeling as ek my liefdesmaat so voete was, dit gaan nie daaroor nie. Jy gaan 'n bietjie jou hart oopmaak, Kobus, en vir sê Alicia, ek is dalk jammer as ek dalk nou nie die beste man vir jou was die afgelope tyd nie. Vergewe my. En wanneer ons dit daar gedoen het, dan gaan Jesus in ons huise die vrede gee wat alle verstand bedwang. Want een is nie beter as die ander een nie. Een is nie bo die ander een nie. In God se oë is almal
Tertius, terwyl ons die voete was doen, gaan my kinders saam met my gaan te help. Luister net na die liedjie, bly in kontak met die Here en laat die Heilige Gees net 'n bietjie in jou binneste werk. Laat hy jou openbaar. Daar waar jy altyd gedink het, hoorie, maar ek is nie altyd verkeerd nie. Ek sê nie jammer nie, want ek is nie verkeerd nie. Jy kan soms verkeerd wees, hoor. Want wanneer jy 'n erkentlike hart het, dan gee jy plek vir Jesus om te werk. Because when you're a know-it-all, dan gaan God nie so lekker kan werk nie. En dan vergeet jy dat jy hom eintlik nie. Amen. Sorry, julle gaan my net gaan verskoon. Sal julle gaan bid, sal julle dit gaan net met my kruis gee. Ek gaan net gou gebed doen, nou is net gaan ons oopmaak. Net bietjie in aanraking met die Here kom. Here, ek sê vir U dankie vir die woord wat U vanoggend op my hart gegee het om uit te gee, Vader. Here, en ek vra dat U die Heilige Gees nou by elkeen sal stil staan, dat U in elke hart sal werk. Here, daar waar daar trots is, dat daar die humility sal kom, Here. Here, daar waar elkeen dink, maar hierdie, ek gaan myself van U berg. Here, dit gaan nie daaroor nie. Vader, dit gaan oor om te sê, ek het jou lief, ek waardeer jou, vergewe my, ek is ook soms 'n swak mens. Here, want hierdie gaan nie oor ons eie hart nie, ons eie vermoëns nie, Here, maar ons weet dat U die werk kan doen, Vader. U bring vanoggend herstel, U bring vanoggend gesondmaking, U bring vanoggend vergifnis, U bring vanoggend heelmaking, Here. Here, en ons weet die vyand gaan kom om te verwoes. Here, maar ons gee hom geen plek. Vader, ons weet dat wanneer U nou gaan begin werk, Here, die Heilige Gees die naprediker sal wees, Here. Here, maar ek vra dat U nou by elkeen sal stil staan. Here, dat U bande van liefde sal gebruik om elke verhouding te sneeu. Here, en die wat voel hulle self is dalk nie goed genoeg nie, wat in hulle self twyfel, wat voel hulle is ongeliefd, ongesien, Here, dat hulle sal besef hulle is hoog, dat hulle sal besef dat die koning van alle konings, die een wat die heelal gemaak het, sy aangesig na hulle toe gedraai is vanoggend. Here, dat U met elkeen sal ontmoet. Ek sê vir U dankie vir die werk wat U nou gaan doen, Here, en ook hierna. Here, ek kyk elkeen onder die kosbare bloed van Jesus Christus, dat daar geen insaal van die vyand sal wees, Vader. Seën die verrigtinge nou in Jesus naam. Amen.